Goeiedag luisteraars, hier op die program Elishama op Radio Fynbos deel ek graag met jou oor die land, the land of forgetfulness of die land van vergeetachtigheid. Daar waar ons soms in sekere situasies in eie krag probeer staan, waar ons vergeet het van ons Abba Vader. Dat ons sal uitkom uit die land van vergeetachtigheid, terug na ons Abba Vader, terug na Eden, daar waar vryheid is, die land waar verlustiging is, waar vrede is en waar hy is. Abba Vader, dankie dat U ons Papa is, dat U ons so lief het. Here, ek bid dat U ons nou in hierdie tyd op 'n ander manier sal leer om te connect met U, dat ons duidelik U stem sal hoor, dat ons meer bewus sal raak wie ons in U is. Laat ons elke gedagte gevange neem en op U bly fokus. To gaze upon You, to remember You. Heilige Gees, ek submit onder U, raak my asseblief aan en vul my opnuut met U krag en vuur, soos hierdie boodskap uitgaan. Raak elke luisteraar se oë en ore aan met 'n nuwe salwing en lig die sluiers, dat ons sal sien wat regtig in ons harte aangaan. Heilige Gees, U is so welkom. Here, dankie vir U kosbare bloed. In Jesus naam, amen. Nou die land van vergeetlikheid, of die land van vergeetachtigheid, of the land of forgetfulness. Binne in ons is geestelike landskappe, verskillende areas, dan is verskillende plekke, net soos 'n landkaart, of 'n padkaart. Wanneer ons kyk na ons innerlike landskap, het elkeen van ons 'n deel van vergeetachtigheid, of in Engels forgetfulness. Daar is seisoene van vergeet, daar is oomblikke van vergeet, en hierdie dinge laat ons vassit, hierdie dinge laat ons stak, soos ek in die vorige preek vir julle genoem het. Maar ons moet styg bokant ons limitations. Ons moet daar beweeg in hoër plekke, in hemelse plekke, sodat ons bokant elke beperking sal leef. In Exodus het God wonderwerke gedoen. Net daarna is dit alweer vergete en kla die Israeliete alweer oor die volgende ding. Hulle vergeet, dit is seisoene van vergetelheid. Jy ervaar deurbrake in jou verhouding met die Here, maar die volgende seisoen beleef jy miskien 'n woestynseisoen. Daar is teleurstellings, jy bid, jy doen geestelike oorlogvoering, jy voel afgemat, moedeloos en hopeloos. Jy probeer alles, maar niks verander nie. In hierdie oomblikke is dit maklik om te vergeet van God se goedheid en sy getrouheid. Dan vergeet ons maklik wie ons in hom is. Gevoelens maak dat jy vergeet wie jy in Christus is. Jy kan vergeet van jou identiteit en jy kan selfs vergeet van jou roeping, jou calling. Abraham het 'n woordbelofte gekry, maar in die proses kom die vervalste opsie, die counterfeit option, dan bring jy 'n ander woord uit 'n verkeerde tyd uit. Met ander woorde, dit is nie God se woord nie, dit is ook nie in God se tyd nie. Wat eintlik beteken, jy het beheer geneem volgens jou eie terme, jy is in beheer. Soos jou roeping of jou calling, ons weet wat ons werk is, wat jou besigheid is, maar jou roeping is waarvoor God vir jou geroep het. Dalk doen jy miskien iets waarvoor jy 'n groot passie het, waarvoor die Here jou miskien nie voor geroep het nie, vir daardie seisoen nie. Onthou, God praat met jou deur seisoene en openbaringe.
Kom ons kyk na verhoudings, byvoorbeeld in 'n huwelik. Verhoudings in 'n huwelik is gees tot gees, dit is hart tot hart en dit is siel tot siel. Vanuit gees is daar vloei, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is verstand, daar is 'n goeie verstandhouding en die maksimum kapasiteit word oopgesluit om saam te loop, want jy loop in gees tot gees. Maar in jou siel is daar merkers, wonde, daar's behoeftes om te beheer, trots of woede miskien in jou siel. En wonde in jou siel veroorsaak spanning of striving of 'n tekort aan vrede. Met ander woorde, daar is nie peace by jou nie. In die plek vergeet jy maklik die hart van die ander persoon, die ware die ware kern van haar of sy wese. Ons stak en sien net wat in die siel is en ons sien nie die beauty en die karakter in die hart van die ander een raak nie. Die oes wat vrug produseer is volgens die vlees, nie die gees nie. Dink daaraan, in watter areas, die nou en die verlede, was jy al in vergeetachtigheid of forgetfulness, wat jou uit die kern van jou Eden design gehou het, waar jy met Abba geloop het. Hoe maklik vergeet ons soms wanneer klein dingetjies met ons gebeur, wanneer iets miskien wegraak en jy het nooit die Here genader nie. Bely, jy het dit gedoen uit vlees, bid daaroor en Heilige Gees openbaar vir jou. Vra vir Abba dat hy die engele opdrag sal gee aangaande jou. Dan kan jy nou in sy rus ingaan. Byvoorbeeld wanneer iemand jou te nakom en woede skielik in jou opstoot, dan regverdig ons nog onsself deur te sê, ek kan maar woedend wees, want daardie een het dit of dat aan my gedoen. God hou nie van trots en woede nie. Hoe baie sê sommige van ons, ek het daardie een nou lekker uitgesort, maar ons spog nie oor ons swakhede nie. Bring dit na hom, bid daaroor, moenie toelaat dat dit vergete raak nie. Wees bewus van die woede, dit wat in jou binneste aangaan. Jy het nie die reg om kwaad te raak nie, jouself te regverdig en daarvan te vergeet nie, want dit gaan nie oor jou nie. Jy is 'n geesmens, moenie tevrede wees met die minder emosies nie. Don't settle for the lesser emotions. Daar is beter emosies wat jy kan ervaar. Dit gaan nie oor jou nie. Skuif jou fokus na jou Abba Vader. Kom in sy gedagtenis in hierdie proses. In die land van vergeetachtigheid is daar seisoene waar waardevolle goed begrawe is. Delf dit uit. Dalk is daar hoop en herinneringe wat begrawe is. Delf dit uit. Prosesseer dit en sien dit in 'n ander lig. Waar was die Heilige Gees in daardie tyd gewees? In daardie tyd van vergeetachtigheid of forgetfulness. Dawid was gewoond daaraan om met menigtes uit te gaan. Ons sien in Psalm 42 vers 6, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. In 'n vorige seisoen het Dawid gelei in worship. Nou is hy moedeloos. Watter oomblikke anker daardie vergetelheid of vergeetachtigheid? Wat kan ek verander in daardie oomblikke? Raak bewus van daardie oomblikke. Die sleutel
is om uit te kom, to exodus out, is om bewus te raak om vry te kom. Ons weet hoe die Here die Israeliete uit Egipte uitgelei het, sodat hulle kon vrykom. Die sleutel to exodus out, om vry te kom. Wees bewus van jou beperkings, van die dinge wat jou limit in die lewe. Wees bewus van vergeetlikheid of forgetfulness, want dit veroorsaak dat jy vergeet wie jou God is. Dit is soos 'n geestelike geheueverlies. Maar wat doen ek hier? Leef ek maar net in 'n survival mode, of wat? Hoekom is ek eintlik hier? Ek probeer my bes, maar dit voel nie asof ek daar kom nie. Dit is 'n gebrek aan konneksie. Dit is 'n staat van diskonneksie, daar waar jy met God disconnect. 'n staat van gryp en probeer. 'n diep gebrek van vervulling in emosies. Selfs jou gees en jou siel het dan 'n gebrek aan plesier en verlustiging wat jy ervaar of wat jy voel. Jy verloor hoop. Vat sy hand en exodus uit. Maak 'n skuif in jou innerlike staat van vergeetlikheid en kom in die plek van gedagtenis van Eden. Raak bewus van vergeetachtigheid, forgetfulness, hou dit in jou agterkop. Begin kyk na jou dag. Kyk na oomblikke, kyk na emosies. Wat vergeet ek hier, Here? Wat kan my anker om hier uit te kom? Gaan terug in gees. Gaan terug in gees, in jou geesstaat van onthou, van remembrance, om jou journey te onthou, om te reset, om te reframe en te rebuild, om te herbou wat jy verloor het in jou innerlike staat. Dit is 'n staat, 'n bewuste, 'n consciousness, 'n staat van beweeg, lewe, doen en dink. Jou Eden state, jou Eden design, jou Eden staat. Ons hoef nie dit of dat te doen nie. Jy is daar. Dit is 'n skuif in fokus. Van vergeetachtigheid na onthou. Met ander woorde, van vergeetachtigheid to remembrance. Om te onthou. Onthou om te onthou. Jy is in Eden. Dit is nie 'n lang journey nie, want die deur is oop. Deur sy bloed is dit geopen om terug te beweeg na Eden. 'n shift in focus. Om terug te keer na daardie realiteit. Delf uit dat jy by die dieper en die hoër dinge kom wat Abba vir jou gekoop het. Kom daaruit by die hoër en die dieper dinge waarvoor Abba vir jou gekoop het. Ons almal ken die deel van vergeetachtigheid. Kom ons kyk byvoorbeeld waar Dawid oorspel gepleeg het, selfs waar hy moord gepleeg het. In 2 Samuel 11, 1-2. En na verloop van die jaar, ten die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit die hele Israel, en hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid sy bed opgestaan het, en op die dak van sy paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Hier waar Dawid rond gedwaal het, waar hy gewoonlik in aksie was in die oorlog, in die voorste linies en oorwinnings. Dit moes hom seker 'n mate van beloning, motivering en plesier besorg het. Maar terwyl hy in Jerusalem gewag het, tussen die gevegte deur, kon hy dalk verveeld geraak het. Nadat jy baie diep
dopamien deur jou vloei, wat jy miskien dopamien kan hê tydens 'n oorlogveld. Toe Dawid eendag nog sit op die dak, het sy oë 'n ander rigting gevind. Hy sien Batseba bad, 'n baie mooi vrou, en verder ken julle die storie wat toe gebeur het met Dawid. Ons vergeet almal wat Abba gesê het in ons swakheid en ons betaal 'n hoë prys daarvoor. Soos Petrus weer, waar hy vergeet het van Jesus op daardie oomblik en vir Jesus verloon. Toe Petrus en Jesus se oë ontmoet, het Petrus bitterlik geween. Die land van vergeetachtigheid is 'n innerlike staat wat bestuur word deur diskonneksie en oorlewing. Daar waar 'n gejaag is, jou leefstyl wat veg vir meer en waar jy die heeltyd voel, jy mis alles, jy mis iets, niks is ooit meer goed genoeg nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die Here sê vandag vir jou, vat my hand en laat ons beweeg uit die land van vergeetachtigheid na die land van verlustiging. Laat ons beweeg to the land of delight. Vertrou volkome op hom, om hoop te hê, om terug te keer in jou gedagtenis, in remembrance, om in gedagtenis te kom, en dit is waar ons gedeeltes van ons weer begin terugdraai na Eden. Nou kan jy jou communion, jou tafel reg kry, jou broodjie en jou sappie. Dan beweeg jy na 'n stil plekkie waar daar nie sterings is nie. 'n Plekkie waar jy kan connect met jou Abba Vader. Dankie Abba, dat ons na U toe kan kom en saam met U sit in die heerlikheid van Eden. Om die tyd uit te koop en om te fokus op U, to gaze upon You. Ons bring die dag, ons bring ons emosies, ons bring ons dinge, ons bring die oorstimulasie, al die dinge wat ons hartspasie so beïnvloed het. Here, daardie stres, daardie busyness, ons gee dit nou alles vir U, dat ons kan genees, om ons struggles, ons issues en pyn en lyding vir U te gee, dat dit nie ons hart sal hê en ons hart beïnvloed nie. Laat ons kyk na dit wat ons vandag moes face, wat ons toegelaat het om ons vas te vang. Alleenheid of moedeloosheid of selfs hartseer. Kyk terug na dit, sonder om een te wees met dit. Doen dit nou terwyl jy linger met hom. Anders steek dit in jou siel vas en beperk dit vir jou. Stap nou in die vryheid en vloei van sy teenwoordigheid. Laat hy jou nou skoonmaak en jou reinig. Raak nou stil voor hom, dat jy kan begin agterkom wat werklik in jou hart aangaan. Laat hy vir jou in lyn bring met God se wil. Dat jy in lyn sal kom, gees, siel en liggaam. Vader, ek vra dat U vir ons die sluier sal afhaal om te sien waar ons van U vergeet het. Here, waar ons U woorde vergeet het, waar ons U gees vergeet het. Maak ons weer bewus van die dinge van die gees. Here, daar waar ons die krag van U bloed vergeet het, die krag van U genade wat vir ons genoeg is, waar ons die joy van U redding vergeet het. It's about You, O Lord. Wys ons Vader, waar ons vassteek in die land van vergeetachtigheid, dat ons kan kom en bely, om te onthou, om uit dit te kom. Vergewe ons, dat ons U vergeet het, Vader. Ons wil journey met U na die land van belovedness. Bring ons uit ons vergeetachtigheid en bring ons
in u eden heerlikheid. En wanneer jy reg is, dan kan jy jou communion gebruik vir dit wat sy liggaam vir jou gedoen het aan die kruis, om jou genesing te kry, en dit wat sy bloed vir jou gedoen het aan die kruis, om in covenant, om in verbond met hom te wees, en om te weet, jy's gereinig van jou sondes. Dankie Abba Vader, ons loof U en ons prys U, in Jesus naam, amen.